Hallo julle, vandag begin ons met diferensiasie, wat ook diferensiaalrekeninge of calculus genoem word. Nou, voordat ons by werklike diferensiasie uitkom, wil ek graag kyk na wat is 'n limiet. Ons het die limiet nodig in ons definisie, ons heel eerste definisie wat ons in diferensiasie gaan doen, en daarom moet ek dit vir julle verduidelik voor ons daar kom. Nou, ek het twee funksies op die skerm. F van x is gelyk aan x plus 3 en g van x is gelyk aan x kwadraat minus 9 op x minus 3. So, as jy die grafiek gaan teken van f van x is gelyk aan x plus 3, is dit 'n gewone reguit lyn, soos wat ek hier het. En ons weet dat dit vir alle reële getalle gedefinieer is. So, as ek byvoorbeeld wil weet, wat is f van 1, dan sal ek maar net 'n 1 in die x se plek kry, en ek kry 1 plus 3, wat 4 is. Jy kan dit ook van jou grafiek aflees, as jy reguit opgaan na 1 toe, dan is jou y-waarde 4. Sê nou maar ek wou f van 3 uitwerk, dan kan ek reguit opgaan tot by die grafiek en dan na die x-as toe, en ek sien f van 3 is 6. Natuurlik sou ek ook maar net my 3 hier kon insit, en 3 plus 3 is 6. Kom ons beweeg nou oor na hierdie funksie toe. Die eerste ding is dat hierdie funksie is nie gedefinieer vir x gelyk aan 3 nie. Want as ek 3 hier wou insit, dan sal ek met 0 deel. Kyk, 3 minus 3 is 0, en ons weet, ons mag nooit met 3 deel neem. So, wanneer ek hierdie grafiek wil teken, moet ek onthou dat x nie 3 mag wees nie. Maar buiten dit is dit eintlik heel maklik, want x kwadraat min 9 is maar x min 3 vermenigvuldig met x plus 3. En dit word gedeel deur x minus 3. Nou kan jy sien, daardie twee gaan mekaar uitkanseleer, en dan kry ons weer y is gelyk aan x plus 3, net soos wat ons daar vir f gehad het. Daarom is die grafiek van g ook dieselfde reguit lyn as f, met net een verskilletjie. Die verskilletjie is wanneer x gelyk aan 3 is, want hier by 3 is die funksie nie gedefinieer nie. Dit is waarom ek daardie sirkeltjie daar het. So, ek kan nie praat van f van 3 nie. Wat gebeur by f van 3? Dis ongedefinieerd. Maar, ek kan sien, as ek by iets kom wat baie na aan 3 is, wat gaan met my y-waarde gebeur? Wel, my y-waarde gaan baie na aan 6 wees. So, ook aan die regterkant van 3, iets wat baie na aan 3 is, en my y-waarde gaan baie na aan 6 wees. Nou, dit is waar die limietdefinisie inkom. Omdat ons weet dat wanneer x baie na aan 3 is, gaan f van x baie na aan 6 wees, kan ons sê dat die limiet waar x neig na 3 toe, van x kwadraat minus 9 gedeel deur x minus 3, dis 6 is. So dit sê doeteenvoudig vir my, ek kan nie 3 hier insit nie. Maar as ek na die grafiek kyk, dan weet ek dat hierdie waarde baie naby aan 6 gaan wees,
wanneer my x-waarde baie naby aan 3 is. Goed, kom ons gaan na die volgende skerm. En op hierdie skerm wil ek kyk na die helling van 'n funksie. Nou ja, dis baie maklik as jy 'n reguit lyn het, want jy weet presies wat die helling is. Die helling vir hierdie reguit lyn sal 1 wees, want dit is die getalletjie voor die x, as dit in standaardvorm is, en dit maak nie saak of ek hier op die grafiek kyk, of daar op die grafiek kyk nie, die reguit lyn gaan ewe styl opwaarts, so dit het 'n konstante helling vir al die punte in die grafiek is die helling 1. Maar wanneer ons kom by y gelyk aan x kwadraat, verander die storie heeltemal. Jy sien, as ek byvoorbeeld na 'n punt hier kyk, is dit duidelik dat my grafiek dalend is, so ek sal 'n negatiewe helling moet hê. En as ek na 'n ander punt kyk, sê nou maar die punt hier, dan kan ek weer sien, ek het 'n stygende funksie. So die helling gaan positief wees. Daar is nie sprake van 'n konstante helling nie. Ek kan maar nog een punt kies, sê nou maar die punt hier. Hy is nog steeds dalend, maar nou nie meer so skerp dalend. Hy daal nou stadiger. Jy sien hierdie gerondheid. Teen die tyd wat ek hier baie na aan die draaipunt kom, is my grafiek amper plat. So my helling beweeg amper na 0 toe as ek naby aan die draaipunt kom. So, ek kan nie praat van die helling van 'n parabool. Ek kan nie daarvan praat nie, so dit bestaan nie. Wat ek wel van kan praat, is die helling in 'n punt. So ek kan gaan uitwerk, wat is die helling in hierdie punt? Of wat is die helling in hierdie punt? En elke punt gaan sy eie helling hê. En dis waar diferensiasie inkom. Met diferensiasie wil ons die helling in 'n punt van enige grafiek kan uitwerk. Ons kan dit reeds vir 'n reguit lyn doen, want dis konstant, maar vir funksies wat nie konstant is nie, kort ons nou 'n nuwe definisie. En hier het jy dit. Daar is ons eerste definisie vir diferensiaalrekening. Dit sê die afgeleide funksie, en ons dui dit aan met f aksent van x, is gelyk aan die limiet waar h na 0 toe gaan, van f van x plus h minus f van x gedeel deur h. Nou ja, as mens dit vir die eerste keer sien, skrik jy 'n bietjie, maar jy hoef nie te bekommerd te wees nie, want die formule is op jou formuleblad. Nou, waarvoor gaan ons hierdie afgeleide funksie gebruik? Presies vir die helling in 'n punt. So, ons noem dit ook die helling funksie, dis wel 'n funksie, want in elke x gaan jy 'n ander helling kry. So, as ek uitwerk, wat is die afgeleide van a, waar a nou 'n spesifieke x-koördinaat van 'n punt is, as jy hier na my grafiekie kyk, kan jy dit sien. Ek het die a-waarde vir x hier gekies, en dan die y-waarde gaan nou die funksiewaarde van a wees, wat ek nou daar aflees. So hier het ek die punt a, f van a. So ek wil die helling in daardie punt uitwerk. En my definisie gaan aan, en dit sê die helling van 'n funksie in 'n punt is gelyk aan die afgeleide in 'n punt. En hoe gaan ek die afgeleide uitwerk? Wel, voorlopig met hierdie, wat ons die definisie of eerste beginsels noem.
OK, dan gaan dit nog 'n stappie verder. Baie belangrik hier. Wat is die helling van 'n raaklyn? Wel, die afgeleide in die punt is ook gelyk aan die helling van die raaklyn. Met ander woorde, as ek hier 'n raaklyn sou trek, is bietjie moeilik om te trek. Onthou, 'n raaklyn raak aan die funksie in presies een punt. Die raaklyn raak aan die funksie in slegs een punt. So, ek het nou probeer om hierdie raaklyn te teken hier aan die punt A, F van A. En wat ek nou hier op die bord het, sê vir my, dat die helling van hierdie raaklyn gaan presies dieselfde wees as die afgeleide in die punt. Goed, kom ons kyk na 'n eerste voorbeeld. Dit sê, bereken die afgeleide van x deur eerste beginsels te gebruik. Ja, en ek het maar hier ook gesê, of as hulle sê, bereken die afgeleide funksie deur die definisie te gebruik. En die funksie wat hulle vir ons gee, is die funksie f van x is gelyk aan minus x plus 2. So eerstens, omdat hulle sê eerste beginsels, of as hulle ook sê definisie, enige een van daardie twee maniere, dan weet ek die afgeleide funksie is gelyk aan die limiet waar h na 0 toe gaan van f van x plus h minus f van x gedeel deur h. OK, daardie formule skryf jy van die formuleblad af. En nou moet ons net invervang. Nou wat beteken f van x plus h? Dit beteken ek moet na f van x toe gaan en in die plek van elke x moet ek 'n x plus h sit. So, dit gaan minus wees en dan in die plek van my x sit ek x plus h. En daar gaan die funksie aan, dis plus 2. En dan moet ek aftrek die hele f van x, so gebruik hakkies. Wat ek moet aftrek is minus x plus 2. En dit alles moet ek deur h deel. Dit gee vir my die limiet waar h neig na 0. En hier kry ek dus minus x minus h plus 2 plus x en minus 2 alles gedeel deur h. En kyk nou net, ek het minus x plus x, ek het plus 2, ek het min 2. So al wat oorbly is minus h op h. Ek wil net gou iets sê terwyl ek nou daaraan dink. Jy sien dat hierdie limiet moet saamkom al die pad. Want dit wat ek hier geskryf het, kan nie werk vir h gelyk aan 0 nie. So ek kan nie die 0 invervang nie, maar ek wil weet wat gebeur as h 0 is, of waar naby wat gaan dit. Daarom, limiet vir h neig na 0. Hier deel ek nog steeds deur h, so is nog steeds limiet vir h neig na 0. En dieselfde hier en dieselfde hier. Maar nou weet ek dat my h en die h gaan uitkanselleer en die antwoord is min 1. En nou skryf ek nie meer die limiet nie. Ek het nou die afgeleide funksie gekry. Nou weet ons dat die afgeleide van f van x is gelyk aan minus x plus 2 gelyk aan min 1 is.
Maar dink 'n bietjie, wat het ons gesê is die afgeleide funksie nou weer? Ons noem dit ook die hellingfunksie. En hier sê dit vir my dat die hellingfunksie gelyk aan -1 is. So dis so goed soos y is gelyk aan -1. Dit is 'n konstante funksie. Dit is nou net die afgeleide is gelyk aan -1. Dit beteken dit maak nie saak in watter punt ek is nie. Die helling gaan altyd -1 wees. Nou waarom is dit so? Eintlik heel maklik. Hierdie is 'n reguit lyn. En ons weet dat die helling van 'n reguit lyn altyd -1 is. Trouwens, ek het die grafiekie hier, ek wou hom nie van die begin af wys nie, maar ek het die grafiekie daar en daar kan jy sien, dit is 'n reguit lyn. Die funksie y is gelyk aan -x plus 2. Hy het 'n negatiewe helling, dis 'n konstante helling, want dit is 'n reguit lyn en die helling in enige punt, daar of daar of daar, die helling in enige punt is gelyk aan -1.